Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Wat 'n vreugde om saam met Ekerk familie in hierdie week Pinkster te vier. En ons is besig met Psalm 119 as ons reisteks. En ons is besig om vir mekaar te sê, as die Here sy woord gebruik, dan slaan die 4 vonke in ons lewe uit, op die regte manier. Dan vat die woord vlam, en dan is dit die regte bron vir die regte pad, met die regte onderwyser, met 'n brandende hart, het ons Sondag gesien. En gister het ons gesien, dan kry ons nuwe taal, dan begin die taal van liefde, liefdestaal, teenoor die woord vlam vat. Hoe lief het ek die wet? Nie hoe ondoenbaar is dit, en hoeveel keer oortree ek dit nie. Hoe lief het ek dit? Dan begin vreugde musiek die Bybel begelei, en dan begin lofmusiek ontplof. Vandag gaan ons tema wees, dat ons dringend met die woord moet besig raak, 'n nuwe dringendheid. En ek wil aansluit by iets wat ek op Facebook geskryf het. Ek haal 'n gedeelte aan, ek skryf ook so 5 dae 'n week vir Netwerk 24 steeds, vir die Beeldse aanlyn platform op Netwerk 24, en ek vertel eers van littekens, maar ek wil graag een reaksie hierop met jou deel. Ek lees die stukkie. Die enigste littekens in die hemel sal die wees aan Jesus. So sing die sanggroep Casting Crowns. Ons as mense laat ons wonde en ons littekens hier op aarde agter. Ons sal egter Jesus se kruis littekens nog sien. Hiervan gepraat, inderdaad beleef ons elkeen ons kwota moeilikheid hier op aarde. Ons dra selfs 'n paar littekens hiervan aan ons eie lyf rond om dit te bevestig. Littekens wat agtergelaat is deur operasies, ongelukke en selfs misdaad. Die feit dat ons nog lewe, vertel minstens dat ons dit oorleef het. Ons wonde het in littekens verander. Ons is so 'n klein bietjie sterker. Sommige littekens bly in ons siel agter. Konflikte en slegte verhoudings laat seer afdrukke hier agter. Nogtans is die Here so goed vir ons, dat daar altyd 'n paar mense op ons lewenspad is, om ons deur sulke tye te dra. Hulle het ons wonde op verskillende maniere verbind, toe ons hoop verlore was. Hulle het ons bemoedig, toe ons uit was op ons voete. Daarom, ten spyte van 'n paar vars wonde, en heelwat ou littekens, leef ons met hoop. Ons is op pad na hom toe, wat al ons wonde gaan verbind. En dit is toe dat op hierdie plasings dat Gerda Lees Du Plessis, Janke se vrou, wonderlike pastoor en vrou kollega, die volgende mooi storie plaas, wat my so aangegryp het. Sy sê, ek het onlangs Matthew Perry se boek Friends, Lovers and the Big Terrible Thing gelees. Op 'n stadium reflekteer hy oor sy reis en die fisiese en emosionele littekens wat hy dra as bewys van sy stryd. En hierdie deel het my bygebly. Martin Sheen, jy onthou vir Martin Sheen, ook akteur, turned to me, dit is nou Matthew Perry, and said, "Do you know what St. Peter says to everyone who tries to get into heaven? When I looked blankly, he said, Peter says, don't you have any scars? And when most would respond proudly, well, no, I don't. Peter says, why not? Was there nothing worth fighting for? Is daar niks wat die moeite werd is om voor te veg nie? Wel, die Bybel is vir my die moeite werd om voor te veg. Ek sê altyd vir leiers, kies jou heuwel waarop jy wil sneuwel. Dis die Bybel. Dis God se woord. Ek praat van die lewende woord van die lewende God. En daarom vanaand se tema vasbeslote om vas te byt. Ek kan nie wag om God se woord te doen nie. Psalm 119, hy is mos nou lewenslank, maar vat vers 139. My ywer vir u woorde verteer my, wanneer teenstanders dit vergeet. Psalm 69 vers 10 haal Jesus aan
of Johannes 2 haal Jesus aan wat sê, die ywer vir u huis verteer my. Maar hierdie passie, hierdie vuur in die woord, is soos 'n brandende vuur hier binne my. Psalm 119 vers 60, hoor net hierdie aangrypende vers. Ek het my gehaas en ek het nie getalm om u woord te hou nie. Daar's 'n dringendheid by die psalmskrywer. Ek het al 'n paar keer oor dringendheid gepraat. Dit was 'n boek wat van Kotter, wat my taal gegee het, vir Stefan taal gegee het, toe hy begin praat het oor urgency, a sense of urgency, 'n dringendheid. Ek het groot geword in die kerk en in die wêreld met 'n ander Engelse woord, complacency, gemaksigtigheid, gerieflikheid. Daar's altyd tyd vir nog 'n vergadering, nog 'n byeenkoms. Moenie so haastig wees nie, Stefan. Is daar al hoeveel keer vir my ek sê, gee 'n bietjie tyd, jy's te haastig, jy's te vinnig, jy besluit te gou. Daar is 'n complacency, 'n rustigheid. Mense vergader hulle uit hulle eie dringendheid uit. Die môre is nog altyd 'n dag. Die psalmskrywer van Psalm 119 sê, daar's 'n dringendheid by my, 'n dringendheid om God se woord te doen, die ywer vir God se woord. Ek is haastig op God se pad. En daarom, sedert ek taal gekry het, sedert ek die taal van urgency gekry het, sit ek my baie keer en verstom aan die gerieflikheid, die veiligheid, die gemaklikheid waarmee God se woord kom. Dat dit mense nie roer en omkrap en aanvuur nie. Dat ek selfs by geleentheid al gehoor het dat ek dit vir mense kwansies ongemaklik maak. Mense het al vir my geskryf, nee, die woord is 'n bietjie ongemaklik gewees vanoggend. Dan wil ek sê, en wat is jou punt nou weer? Dis altyd ongemaklik in my lewe. God se vuur is nie, ja, dis 'n vuur wat skoon brand en heel maak, maar dis 'n uitdagende vuur. En dit leer ek by die psalmskrywer. En ek wil graag 4 D's vanaand met jou deel om hierdie dringendheid aan te jaag. Eerstens, dienaar. 14 keer deur die loop van Psalm 119 sê die skrywer, hy is God se dienaar. Dringendheid kom as ek my plek ken. Nee, ek is nie die prediker van die woord nie. Ek is nie in beheer van God se woord nie. Ek is 'n dienaar, 'n diensknegt. Hoor net, ek lees 'n paar verse daarmee waar hy dit sê, Psalm 119 vers 122. Waarborg goeie dinge vir u diensknegt, vermeteles moet my nie onderdruk nie. Vers 124. Handel met die diensknegt volgens u troue liefde. Vers 125. Ek is u diensknegt, gee aan my insig sodat ek die bepalings kan ken. Vers 135. Laat die lig van die teenwoordigheid oor die diensknegt skyn. Vers 135. Het ons nou sopas gelees. Vers 140. U woord is volkome gelouter en u diensknegt het dit lief. Ek kan 'n klomp sulke verse lees. Dringendheid kom wanneer ek 'n diensknegt word. Psalm 119 is deurdrenk met dringendheid. 'n Dringendheid om die woord te doen. Vervolgens, die tweede D, so dringendheid kom wanneer ek skuif na 'n diensknegt toe. Ek is onder die woord en 'n diensknegt wil so gou as moontlik sy Heer se bevele uitvoer. Tweedens, daar's 'n dryf, 'n drive and urgency om dit wel te doen. Hoor net in vers 44 tot 48. Ek wil u wet voortdurend onderhou, vir altyd en altyd. Ek wil in hierdie vrye ruimte voortbeweeg, want ek het die opdragte ondersoek. Ek sal oor u bepalings voor konings praat, sonder om my te skaam. Ek vind vreugde in u bevele wat ek liefhet. Ek reik uit na u opdragte wat ek liefhet. Ek dink na oor die voorskrifte. Jy hoor hierdie dryf, hierdie drive, hierdie nie
verskoon as ek weer die Engelse woord gebruik, nie 'n complacency, 'n gemaksigtigheid, 'n gerieflikheid, 'n geriefsone wêreld nie. Ek wil. Ek ken baie mense, hulle gebruik hierdie term anderster. Jy weet, ek wil ook eendag die Here dien. Iemand sê nou die dag, ek wil ook graag arme mense help as ek eendag baie geld het. Toe sê ek vir hom, jy sal dit nooit doen nie. Want jy wag vir eendag, dit gaan nie gebeur nie. Someday never comes. Toe sê ek vir hom, ek sal vir jou Creedence Clearwater Revival se liedjie speel, Someday never comes. Jy gaan jouself omdroom en omwag. Ek wil op 'n ander manier. Ek het 'n honger en 'n dors. Ek dink dit is deel van die Gees se werk in ons lewe, dat daar 'n urgency kom. Nie 'n hurriedness nie, nie 'n gejaagdheid nie. Ek ken baie mense wat gejaagd is. Hulle harte klop 140 van alles waarmee hulle besig is. Hulle oortuig jou die hele tyd, hulle dagboek is oorvol. Ek vertel altyd, ons het so 'n hond gehad. Ek moes hom aan 'n paal vasmaak, ons hond jare gelede. Hy het die hele dag rondom die paal gehardloop, want anders te vreet hy alles stikkend. En as ek vir ons liewe hond gevra het, wat het jy gedoen? Dan het hy by wyse van spreuke gesê, ek het die hele dag om die paal gehardloop. Niks veel nie, maar net gehardloop. Baie mense is gejaagd. Maar om 'n dringendheid te hê, bring 'n wil, bring 'n drive, 'n dryf in jou lewe. My lewe is gefokus op God se woord. Ek los baie ander dinge. Ek los baie ander afsprake. Ek sit die televisie af sodat ek besig kan wees met God se woord. So die heel eerste D, dringend, tweede 'n dryf, derdens 'n doener. 'n Doener, presies dit. Nie 'n dreigement nie, 'n doener. Vers 32, hoor net wat skryf hy in Psalm 119 vers 32. Die pad van die bevele volg ek geesdriftig, want U verruim my insig. Jy sal Hebreëus ook kon vertaal tot aan die einde. Ek is geesdriftig. My oë blink. Jy hoor dit in my stem, sê hy, as ek met God se woord besig is. Dis die passion, dis die drywer van my siel. Ek is geesdriftig, ek doen dit. Ek staan nie elke Sondag en sê, ek het dit toe nie gedoen nie. Ek staan elke Sondag en sê, met die beste van my vermoë het ek gedoen wat ek doen. Ja, partykeer kry ek dit verkeerd, hoor my nie verkeerd nie. Maar ek kan nie elke Sondag, en Stefan kon dit later ook nie meer doen, elke Sondagoggend 9:00 of 9:15 opstaan, as die wet gelees is, en dan gesê het, guilty as charged, your honor nie. Want as God met my praat, is daar 'n dringendheid en 'n dryf en 'n doen in my lewe. As aanhou en sê, tel jou seëninge, dan kan ek dit nie doen nie, want ek tel my seëninge. As ouens my nou die dag sê, Stefan, ons moet ons seëninge tel, sê ek moet my nie dreig nie, ek doen. As aanhou en sê, ons moet vir die Here leef, sê ek moet my nie dreig nie, ek doen. Iemand sê nou die dag van my, ons is nie so gelukkig soos jy nie, sê ek nee, moenie 'n verskoning hê nie. Dis die Gees wat my aanvuur. En ek wil saam met Paulus in Filippense 3 sê, ek jaag die volmaaktheid na, asof ek dit kan gryp, omdat ek deur God self gegryp is. Ek sê nie dat ek dit reg kry nie, sê Paulus, maar ek het 'n dringendheid en 'n dryf en 'n doen hart. Vers 60, hoor net wat skryf hy in vers 60 weer 'n keer. Ons het dit al gelees, ek het my gehaas en nie getalm om U bevele te onderhou nie. Ek het my gehaas en nie getalm nie. As God sê, doen die woord, dan moet jy vra, hoeveel tyd het ek? Wanneer? Die son trek water, ek moet dit vandag nog doen. Vers 166 en 167. Ek onderhou U bepalings, ek het dit baie lief. Ek onderhou U opdragte en U bepalings, want U paaie lê oop en bloot voor my. So, wat leer ek by al hierdie D's? Ek leer van 'n dringendheid. Ek leer van ek word 'n dienaar. So van dringendheid verander my in 'n dienaar, verander my in 'n doener en 'n dryf om God se woord te doen. Wanneer doen ek dit? Wanneer doen ek dit? Vers 52. Ek het U beslissings onthou van lank gelede af, was ek al getroos. Ek het dit gister en eergister gedoen. So wil jy my getuienis hoor? Ek is iemand wat God se woord gister en eergister reeds gedoen het. Vers 55.
Ek het die naam in die nag onthou, Here. Ek het die wet onderhou. Dit was vir my 'n gewoonte. Ja, u opdragte het ek nagekom. Goeie gewoonte. Taal wat ek bitter min indien ooit hoor. Ek het dit in die verlede gedoen. Ek het met my hele hart, vers 58, u woord oordink. Vers 62, in die middel van die nag staan ek op om u te loof. In die middel van die nag. Ek lê nie wakker oor my skuld en my bekommernisse nie. Ek word wakker en dan loof ek die Here. Vers 97. Hoe lief het ek die wet. Die hele dag dink ek daaroor na. So jy vra, hoe verander ek? Hoe kry ek hierdie vuur in my lewe terug? Ek maak plek vir dringendheid. Daar kom 'n dringendheid, 'n urgency. Wat maak dat ek 'n dienaar word? Ek stel my onder die woord. Ek sê, Here, ek is u bediende. Ek moet die woord deel. Ek moet dit uitdeel. Ek moet dit uitleef. Wanneer gaan ek dit doen? Daar gaan 'n dryf in my kom, 'n wil, 'n pasheid. Dis waarmee ek my besig hou. Dis wat dringende mense doen. Hulle los die res en doen daai 2 of 3 dinge waarvoor die Here hulle geroep het. En hulle doen dit al hoe beter en al hoe dringender en al hoe meer. Hulle is nie alles vir almal nie. Dis die een keuse wat dringende mense maak. Ek probeer nie die antwoord op alles wees nie. Maar hierdie 2 of 3 talente wat die Here aan my gegee het, gaan ek met 'n dringendheid najag. Gaan ek uitlewe. En ek gaan dit doen. Elke dag gaan ek terugkyk en sê, dankie Here, daar het ek dit gedoen. Ek gaan Sondag in die kerk staan as almal die wet lees en sê, Here, dankie. Ek het my naaste lief gehê. Toe mense honger was, het ek vir hulle kos gegee. Toe seëninge getel was, het ek dit elke dag getel. Ek het nie gedreig nie. Here, waar ek nog tekort skiet, hou my dop, volgende week gaan nog 'n beter week wees en nog 'n beter week wees. Ek onthou ek het in die begin van die jaar, toe almal nuwejaarsvoornemens vir mekaar uitgedeel het ek ook gewens dat dit 'n goeie jaar en 'n geseënde jaar sal wees. En was my gebed, Here, spaar my nog 'n jaar, dat ek die woord liewer kan hê, dat daar 'n groter vuur in my hart kan wees, dat ek ander mense kan inspireer, een ander mens net, om God se woord lief te hê, en nog meer lief te hê. Laas naweek toe ek in Oos-Kaap ergens moes gepraat het met 'n gemeente, kom iemand na my toe en vertel vir my, hy is al senior in sy jare, al 'n bejaarde. Hy sê, want ek het die aand ook met hulle oor die Bybel gepraat, sê, maar Stefan, ek het vanaand 'n besluit geneem in my lewe, 'n vaste besluit, dat ek die Here se woord nog meer lief gaan hê. Wanneer doen die psalmskrywer dit? Hy doen dit van altyd af. Hy doen dit gister, hy doen dit vannag, hy doen dit môreoggend, hy doen dit voor konings in die dag, vers 153. Hy vergeet nie die Here se woord nie. Sien tog my ellende raak en red my, sê hy, Here, want ek vergeet u wet nooit nie. Dit lê in my gedagtes. Ek is gegryp deur God se woord. Wat is die gevolg? Wel, kom weer terug na Psalm 119 vers 97. Hoe lief het ek die wet. Die hele dag dink ek daaroor na. U gebod maak my wyser as my vyande. Ek is verstandiger as al my leermeesters. U bepalings is vir my stof tot nadenke. Ek het meer insig as ou mense, omdat ek die opdragte nakom. Van elke slegte pad het ek my voete weerhou, sodat ek u woord kan onderhou. Van die beslissings het ek nie afgewyk nie, want dit is u wat my onderrig. Hoe streelend is u woorde teen my verhemelte, selfs streelender as heuning vir my mond. Uit die opdragte kry ek insig, daarom haat ek elke bedrieglike pad. Die D's waaroor ons vandag gepraat het, dringend, dienaar, dryf en doen. Dit doen die psalmskrywer. Hy is nie net 'n student nie, maar 'n doener van die woord. Nie omdat hy so goed is nie, omdat hy die regte leermeester het. Dis deel van die werk van die Gees om 'n vuur in ons aan te steek. Dis deel van die werk van die Gees wanneer die
kole 'n bietjie afgekoel het om met 'n blaasbalk dit aan te blaas. Dis die doel van Pinkster by Ekerk, om die vuur weer aan te wakker in ons elkeen se lewe, sodat ons waaragtig doeners van die woord kan wees. As jy vra, wat bly daar oor vir my lewe, hoe gaan my lewe brandende wees, wil ek vir jou voorstel. Neem die Bybel, gaan sit ergens vir 'n paar dae en begin die woord lees. Begin dit oordink. En die skrywer self, wat jou onderwyser is, sal die leerkrag in jou lewe wees. Leerkrag. Hy sal jou leer met krag. Daar sal nuwe kennis wees en nuwe insig en 'n nuwe vuur. En gaan leef uit hierdie vuur uit, oordink dit, deel dit met ander mense, bemoedig ander mense. Doen wat Paulus vir Timoteus sê in 1 Timoteus 4 vers 13, as hy vir Timoteus sê, totdat ek kom moet jy vir mense uit die Bybel voorlees. Jy moet hulle bemoedig en hulle aanmoedig. Dit is eenvoudig. Christelike lewe is eenvoudig. Jy oordink die woord, jy bemoedig mense daarmee en jy bid. Jy lees, jy verteer, jy praat en jy bid. Jy's dringend, want jy's 'n dienaar en jy het 'n dryf en jy het te doen. Dringend, dienaar, dryf en doen. En dan sal hierdie woord jou lewe vir altyd verander. Mag die Here gee dat ons nie dreigemente is nie, die ander slegte dae, wat ons lewe omdreig. Weet, eendag gaan ek dit ook nog doen nie. Moenie so lewe nie. Jy het vandag, jy het die woord, jy het die pad. Onthou jy wat ons Sondag vir mekaar gesê het? Ek het die regte pad, ek het die regte bron, ek het die regte gids, die Here, en ek het die regte hart. Onthou jy wat ons gister vir mekaar gesê het? Ek het liefde vir God se woord, ek het vreugde in sy woord, en ek het lof wat op my lippe ontplof. Onthou jy wat ons vandag vir mekaar gesê het? Ek het 'n dringendheid, ek is 'n dienaar van God. Ek het die dryf om God se wil te doen, en ek doen dit. Mag die Here self deur sy Gees dit waar maak. Here, gee dat ons in hierdie Pinkstertyd die vuur van die Heilige Gees sal ervaar. Dat ons nie verskoning sal hê nie, maar sal aanmeld. Dat ons sal doen en sal leef uit liefde vir die woord. Hoor ons, vervul ons opnuut. Maak ons gees aangedrewe. Wees U die leerkrag in ons lewe. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.